werk met die visuele beelde. Right. Ek het nou so afgerol net om papier te spaar. Okay. So, ons werk vandag met advertensies. So kom ons begin eers eintlik met wat is 'n advertensie? Want dit is 'n wyse om iets te kommunikeer aan iemand. Hoekom gaan jy 'n advertensie hê? Wat doen 'n advertensie? Jy wil aan iemand iets adverteer, maar dis gewoonlik 'n produk of 'n diens wat jy verkoop. Nee? Okay. Nou as jy nou gaan byvoorbeeld en ons kyk na hier het vir jou twee prentjies is donker afgerol, maar by Spar, wie van julle het al ingeloop by Spar en dan so aan die linkerkant is daar 'n klomp papiertjies geplak met mense se advertensies en koop 'n hondjie hier of neem 'n selfoonnommer daar. Julle het dit al gesien. Ja. Okay. Nou as jy daarna moet kyk, wat staan vir jou uit? Wat gaan vir jou uitstaan teen daai muur? Hoe lyk die advertensies teen daai muur? Dis gewoonlik in watter kleur geprint? Wit en swart. So almal sin is presies dieselfde. Want as jy daar kyk, daar's niks spesifiek wat vir jou uitstaan nie. Maar as jy kyk byvoorbeeld om jou eie ene te doen, iets wat in kleur gedruk is, van baie vinniger vir jou uitstaan, omdat die res van hulle in wit en swart is. Dis nie so nie. Okay. Right. Ek gaan ook nou net vir interessantheidshalwe vir juffrou daar agter vra om vir julle 'n radio-advertensie te speel. En dan luister jy nou net mooi daarna en dan sê jy vir my, wat is die verskil nou tussen iets wat ons nou gaan op 'n papier hê en iets waarna jy luister? Okay. Want daar's hy. Jy kan hom maar speel, dankie juffrou. Kry die grootste verskeidenheid onder die son by Outdoor Warehouse. Spaar R100 met 4 warmkopies vir braai, kamp, watersport, 4x4, stap en visvang. Kom kies uit die fynste reeks tente in Suid-Afrika. Plus mobiele yskas-vrieskaste, GPS'e, kampmatrasse en meer. Alles teen 'n prys om jou te laat glimlag. Outdoor Warehouse. Vir elke avontuur. Koop ook aanlyn. Okay. So dit is 'n advertensie, 'n radio-advertensie van Outdoor Warehouse. Wat het vir jou daar uitgestaan? Okay, iemand het gepraat, ja? Musiek. Klink die musiek, dis is 'n avonturerige musiek. Dit klink soos 'n safari waarop jy is. En wat is daar nog ook in die agtergrond? En dan mooi kan dink. Geluide van voeltjies of diere of iets soos dit. Dit klink soos iets wat jy outdoors gaan doen. Daar maak hulle staat op watter sintuig, soos jou gehoor. So hulle moet ander goed bysit. So daar kan jy nie 'n visuele prent sien nie, maar daar moet jy weet wat verkoop word
wat jy moet luister na wat hulle sê. As jy nie kan luister nie, dan gaan jy nie weet waaroor daai advertensie gaan nie. Okay? Nou met hierdie advertensies wat jy gaan moet ontdek, want as ons kyk na die langtermyn doel, is jou matriekeksamen. En daar gaan jy 'n derde vraestel kry waar jy gaan moet skryf. En 'n advertensie is gewoonlik een van die tekste wat jy kan kies. En ek wil nou nie sê dis 'n makliker iets om punte mee te maak nie, maar as jy kreatief is en jou talente gebruik wat die Here vir jou gegee het om hierdie wat elkeen van ons is uniek gemaak. Okay? So wat miskien vir Jana mooi is nie miskien vir Lula mooi nie. Maar ons elkeen is uniek en die Here het ons uniek gemaak en jy probeer net jou beste om daai advertensie te laat uitstaan. Okay. Kyk nou vir my op bladsy 2. Hier het ek voorbeelde. Okay? En watter ene sou jy, as ek nou vir Kylie kan vra, watter ene sou vir jou daar uitstaan? Van daai wat daar is. Daai ene hierbo. Okay, daai hierbo. Dit is 'n advertensie van pizza. Watter plek? Romans. As jy moet kyk daarna, die soorte soos skrif, verskillende grootte skrif en goed wat mense gebruik. Dit gebruik hulle om aandag te trek. Okay? Right. Blaai gou vir my na bladsy hierdie bladsy. Daar's ek. Hierdie enetjie. Die nommers is nou deur mekaar, skies julle. Daai ene. Dis 'n skryfgids wat die departement vir julle gee. Jy ongehoor. Skies. Die masjien het miskien net 'n bietjie deur mekaar afgerol, maar daai wie van julle het al gehoor van daai sanggroep ABBA? Hulle wat sing soos Dancing Queen. Enigiemand? Niemand nie. Julle het al. Okay. Maar advertensies is gebaseer op hierdie, ons kan dit 'n beginsel noem. Okay, so wat jy kan doen is hier bo aan op jou blaadjie kan jy in groot skryf in verskillende kleure. Dit maak nie saak nie, dis jou opsommingkie. So skryf hom daar bo aan. Dat dit soos gebaseer is op hierdie beginsel. Die A, die eerste ene hierso, die A is aandag. Jou advertensie moet aandag trek. Wat gaan jou advertensie maak uitstaan tussen daai hele klomp wat op die muur geplak is by Spar? Okay, dis wat jy moet kyk. Die tweede lettertjie B staan vir belangstelling. Okay? So jou advertensie moet aandag trek sodat mense belangstel in dit wat jy adverteer. Okay? So kom ons skryf dit. Jy belangstel in dit wat jy adverteer. Die tweede B is begeerte. Met ander woorde, omdat die advertensie
aandag trek en jy het 'n belangstelling daarin, het jy nou 'n begeerte om daardie produk of diens te wil koop. Kan. En omdat jy 'n begeerte het om dit te wil koop, gaan jy oor in die 4de A wat aksie is en jy haal eintlik nou maar die geldjies uit en jy koop daai produk of betaal vir die diens. Almal nog met my? Praat ek te veel? Okay. Ander belangrike kolletjies daaronder. Ek weet dit klink nou soos 'n hele klomp goed wat ons deurgaan, maar die heel belangrikste is dat jy dit onthou. Dis waarop advertensies staat maak. Is om aandag te trek, belangstelling by jou te skep en 'n begeerte sodat jy uiteindelik oorgaan in aksie en dit koop. Ek seker iemand hierso wou al 'n nuwe selfoon of iets gehad het, want jy het nou gesien op TV adverteer hulle dit of iewers. En dan vra jy altyd vir jou ma, dis wat jy wil hê vir Kersfees. Iets is dit. Okay. Ja. Die tweede kolletjie hierso onder op die bladsy staan die krag van 'n advertensie lê in sy eenvoud. Wat word bedoel daarmee? Eenvoud, wat beteken eenvoud? Dis eenvoudig. In Engels, it's in the simplicity. Dit help nie as jy kyk na hierdie twee goeders hierso. Dit help nie ek gaan staan en skryf byvoorbeeld, as ons kyk, sê, as hierdie nou my advertensie teen die muur is, en dit is vol geskryf. Ek het nou oral hier geskryf, in detail, alles. Okay, maar ons net woorde. Dink jy regtig mense gaan nou daarna wil kyk? Nee, hulle gaan nie daarna wil kyk nie. Hulle gaan verby dit kyk en eerder kyk vir die advertensie wat byvoorbeeld 'n groot prentjie hier het van, ek weet nie, die blomme wat niemand verkoop. Okay? Ook hierso, jy gaan eerder na hierdie prentjie kyk in plaas van hierdie prentjie. Okay. Staan nog met my. Okay. Hierso is gewoonlik 'n lekker kontrolelys vir as jy nou wil oefen om advertensies te maak of wat iewers wat jy kan kyk, alles wat belangrik is wat jy moet hê op die lys. En hierdie weer eens is nou die belangrikste. Okay. Dan het ek vir julle, want dit is deel van julle formele assessering, op die heel laaste bladsy. Okay, daar kan jy kyk na jou formele assessering en dit staan, kies een van die volgende onderwerpe en maak 'n advertensie. Okay, so as ons nou saam in die klas byvoorbeeld nou een voorbeeld op die bord doen, en dan kan ons kyk hoe ons dit saam kan verbeter. Okay, sê nou maar ons verkoop, want dit was nou onlangs Moedersdag gewees, en ons verkoop 'n bos blomme. Ons is nou soos 'n winkeltjie in die dorp, ons het blomme, ons wil nou blomme verkoop. Jy kan nou 'n bos blomme koop byvoorbeeld vir R50. Okay, wat is die eerste dingetjie? Kom ons onderskei eers tussen 'n produk en 'n diens. Wat is 'n produk?
'n fisiese ding wat ek kan vashou. Byvoorbeeld ons verkoop bordveers of blomme of iets soos dit. En 'n diens iets wat jy doen, nee, so byvoorbeeld as ek weet nie, Phoebe miskien aanbied om te verf vir iemand. Dan kan sy sê, okay, sy sal verf vir R100 'n uur. Maak 'n voorbeeld. Of iemand wil huise skoonmaak. Of daar's 'n diens soos 'n loodgieter. Okay, dis 'n diens. Right. Maar ons is nou terug hier by die voorbeeld. Ons verkoop blomme. Wat is die eerste ding waarna jy gaan dink as jy nou jou advertensie wil maak? Iemand 'n hand opsteek? Niemand nie? Phoebe, wat is die eerste ding? Jy wil aandag trek. Hoe gaan jy aandag trek as jy as daar nou 2 advertensies by spaar was? Hierdie het net lettertjies op en hierdie is 'n groot foto van 'n pizza. Watter ene gaan jy nou kyk? Die pizza. So wat is die eerste ding wat jy hierso op gaan doen? Ek weet jy gaan aandag trek, maar jy gaan 'n prentjie opsit, né? Nee? Visueel. Dis waarop dit gebaseer is. Iets wat jy kan sien. Okay, so natuurlik hier nou in die hoekie of maak nie saak waar nie, gaan jy nou bos blomme. Ek is nou nie 'n kunstenaar nie, maar sodat mense weet wat jy kan, wat min of meer wat jy adverteer. Want baie kere sal mense net na 'n prentjie eerder kyk as om te lees. Dit is nou maar net so. Okay. Tweede ding, jy gaan vir jou advertensie of die produk wat jy verkoop 'n naam gee. Wil iemand dink aan 'n interessante naam vir blomme of Boeboe se blomme, ek weet nie. Hoe sê jy? Sê jy Liesje? Die blommetjie, okay. Okay. Right. Nou moet ek vir my, wat nog kan jy dink wat nou op die advertensie moet wees? Enige ander wat belangrik is? Prys, né? Nee? Okay. Waar sê jy het gesê prys? Waar sê jy dit gesit het? Sê op die plekkie. Hieronder. Op. Hier. Hier. Okay. Kom sê dit hier. Right. Hoeveel vir 'n bos blomme? Of verkoop jy hulle los? As los en 'n bos. Okay, so daar's 2 opsies. Los en 'n bos. Okay. So ons het opsie 1 en opsie 2. Okay, hoeveel is opsie 1? R3. Jo, goedkoop blomme, okay. Jy seker die veld gepluk. Alright. En opsie 2? 50. Okay. Nou kan ek nie. Okay, R50. Right. Nou nog iets.
Okay, maar die opsies is nie spesifiek nie. So miskien kan ons sê opsie 1 is per blom, per roos. En opsie 2 is 'n bos rose. Okay, so ons is nou spesifiek. Nog iets. Okay, so jy wil 'n bietjie kerel, alright? Ons kan dit alles opmaak, dis okay. Jy gaan nou gewoonlik vir jou meisie 'n blom koop, maar as jy vir jou kerel wil koop, is dit ook okay. Maar daai kort sinnetjie, wat Phoebe nou, gewoonlik as ons kyk, byvoorbeeld as jy nou iemand sê it's finger licking good. Waarom dink jy? KFC. So dit is daai kort sinnetjie wat vir jou herinner aan watter produk dit is. Wat noem ons dit? It's a slogan in Engels, is dit 'n slogan in Afrikaans? Dis 'n slagspreuk, mooi. Okay, so jy moet nou 'n slagspreuk uitdink. Maar maak gebruik van jou julle het al gedigte en goed gedoen. So dink 'n bietjie aan alliterasie, aan vergelykings, aan metafore. So dink 'n interessante slagspreuk uit. Om jou blomme te verkoop. Maar kan ook nou probeer dink. Okay. As ek vir die radio moes adverteer, dan kan ons sê die blommetjie winkel kom koop ek weet nie 'n bos of los. 'n bos of los, okay, daar's 'n trein. Wat ry met bos? Los. Kos. Wat ry met blom? Okay. Ek weet nie. Okay. Ons maak nou iets op. Ons maak nou net iets op. Ons kan dit hier skryf. Maak iemand se dag. Kyk. Daar het ons dit nou. En 'n laaste dingetjie wat ek ook kan wyse daar. Dis nou verskriklik boring. Ek sou nou nie, dis vervelig. Ek sou net sommer nou blomme wat koop het as dit my slagspreuk is. Jy het daar 'n bietjie meer tyd om iets uit te dink. Gewoonlik op 'n advertensie, soos hierdie wat jy ook hier gesien het, is daar 'n prentjie of 'n visuele beeld, is gewoonlik kleiner, wat vir jou ook herinner van daardie spesifieke produk. As jy nou hierdie groot geel M moet sien, waarom wil jy dink? McDonald's. Okay, of hierdie Wimpy, ja, okay. So dit behoort dan maklik te wees om ietsie uit te dink soos 'n logo vir jou blomme. Dit kan ewen miskien hier onder in die hoekie wees. Okay. Kijk. So ons het belangrike goedjies hierso. Jy het jou slagspreuk, 'n visuele beeld, in Engels die logo, jy het die naam van jou produk, jy het die prys hierop. So dit is die heel belangrikste dele van 'n advertensie. En as jy omblaai,
gaan jy heel voor en jy blaai net om hierna. Het ek daar vir julle mooi uiteengesit van informasie en so aan. Want hierso is nou Jungle Oats. Kyk, dis 'n vervelige aktiwiteit. Anyway, daar sê vir jou die naam, die slagspreuk. Wat is, as jy kyk na hierdie advertensie en die notas wat ek daarop gemaak het, wat kort hierso? Hoe gaan ek weet hoe om die blomme in die hande te kry? Ja, adres. Okay, adres, as dit 'n spesifieke winkel is, wat nog? 'n kontaknommer, kontakbesonderhede. Soos dit hierso sê, en 'n naam. Wie kan ons kontak? Maria. Okay. Maria, op wat sal nommer? 073 Okay. 354 Okay. 155. 155, okay. Dis seker iemand se nommer. Myne, okay. Kan jy net nie as dit Phoebe se ma is, of iemand die moet net nie daai nommer bel. Alright. So dis die heel belangrikste. Ek het vir julle 'n notaatjies gemaak daarso ook van die kenmerke. En die laaste enetjie wat ek net vir julle wil uitwys is teikenmark. Okay? Wie is jou teikenmark? Dit is die mense wat jou produk of diens gaan koop. As ons hierna moet kyk, wie gaan heel moontlik by jou blomme koop? Gaan dit kindertjies wees? Nee. Dit gaan heel moontlik iemand se man wees, iemand se vrou, 'n ma, jy wat vir jou vriendin koop. Teikenmark is baie belangrik, want dit help nie sê maar as ek skoentjies vir babas verkoop nie en daar is nie regtig 'n prentjie van enige skoentjies van babas hier op nie. Dan die visuele beeld help jou ook om te sien wie om die produk te adverteer, om te sien wie dit moet koop, wie daarin belang gaan stel. Okay? Jy gaan nou nie op jou advertensie gaan skryf, dis vir babas nie, as daar babas skoentjies op dit was nie. Okay? Ons sou dit heel moontlik dan kan aflei van die visuele beeld wat ons sien. Okay. Right. Die laaste deel. Die skryfproses. Dis baie belangrik dat jy beplan wanneer jy 'n advertensie doen. Met enige skryfstuk, beplanning is baie belangrik. So ek weet nie of jy nou 'n spinnekop diagram of jy het 'n paar notas gemaak of jy het 'n rof soos wat ons hierso gemaak het. Net sodat die mense wat jou goed merk kan sien jy het iets beplan. Okay? Wat die belangrikste inligting en kenmerke het. En dat dit gerus is op hierdie beginsel. Okay. So, ek het vir julle hier onderaan ook die verskillende stappe van die skryfproses net weer uitgelig. So, die eerste een is, jy gaan dit beplan, dan het jy jou eerste poging. Dan doen jy eerste poging, eerste probeerslag. Dan redigeer jy dit. So, as ons nou moet kyk hierna, want ons het nou al klaar 'n beplanning hierso. Wat gaan jy doen om hierdie beter te maak? Kleur. Okay, so ek gaan kleur insit. Dis reg. Ons kan kleur gebruik om dit beter te maak.
Wat nog? As jy kyk na die grootte van die letters. Dis nou van die goed wat jy groter sou wil maak of kleiner sou wil maak. Wat sou jy groter gemaak het? Die naam. Okay, want hier is my slagspreek amper so groot soos my naam. Okay? So dan kan ons miskien die naam in vetdruk gesit het. Okay, ek gaan nou nie die hele dingetjie, maar julle kry die idee. Iets anders? Wat jy sou verander hieraan? Wat jy sou bysit, wat jy sal wegvat? Miskien wil jy eerder hier onderskuif en die opsies miskien boontoe skuif. Of die prys wat jy miskien kleiner gemaak het of groter gemaak het. Okay? Dis wat bedoel word met redigeer. Maak dit reg. Dan herangstuk dit waar jy wil. En dan gaan jy dit weer sien. Baie belangrik ook. Dit help nie. Dit is verkeerd gespel nie. Dit is baie belangrik dat jy gaan kyk na jou spelling. Want dit help nie jy het jou groot advertensie daarop by Spar nie, maar blommetjie is so geskryf nie. Okay, want ek weet nou nie of mense dan weer daar staan blommetjie daar nie. Okay. So jy moet kyk vir daai klein goetertjies en dan nadat jy beplan het, kan jy jou finale produk ingee. Julle met my? Ja. Okay. Kom ons kyk nou net dan na die einde van om net saam te vat. Gaan jy nou gaan ek hierso gou gaan met jou formele assessering. En jy het meer as genoeg tyd om dit te doen. Ek het tot vir jou hierso 'n vinnige diagram gegee om jou gedagtes net aan mekaar te kry. Jy kan kies of 'n produk om te adverteer of 'n diens om te adverteer. Okay? En jy gaan hierdie stappe wat ons hierso gedoen het met die beplanning en die skryfproses van jy ook volg. Okay? Die produk wat jy gaan moet adverteer, lees dan maar daar vir jou babasskoentjies vir seentjies of dogtertjies wat 2 jaar oud is, wat waterbestand is. Waterbestand is waterproof. Okay? So maak jy staak of hulle nou in die water spring of so nie, hulle kousies gaan nie nat raak nie ensovoorts ensovoorts. Okay? Daar is 'n spesifieke ding wat jy gaan moet adverteer. So daar gaan moet seker nou in jou advertensie wees 'n prentjie van skoentjies. Okay, maar jy gaan volgens skoentjies teken. Okay? Of jou diens. Jy bied hondesorgdienste aan, so dis iemand wat as sê maar nou, kan jy gaan weg vir die naweek en ons niemand om na die hondjie te kyk nie. Dan bel ons nou hierdie persoon en sê asseblief, kom kyk na my hondjie. Watter prentjie sou jy daar opgesit het? 'n prentjie van honde, hondjies. Okay. So dit is daarso opsie A of opsie B. Jy kan duidelik vir my aandui op jou beplanning of jy opsie A of opsie B kies. En ek sê net weer vir julle, dit is 'n makliker iets om 'n goeie punt vir te kry as jy net 'n bietjie meer werk insit. Okay. En laat ek net gaan met julle die rubriek deurgaan. Okay, hierdie is die instrumente wat jy kan gebruik om jou advertensie te merk. Die eerste enetjie, jy 5 punte uit die 30 is vir beplanning. Net 5 punte vir dat ek kan sien jy het deeglik beplan.
jy die slag spreek, die naam is mooi. Daar's prys, daar's 'n adres of daar's al daai belangrike goed. Dan kry jy 'n punt uit 5 vir jou taal, jou styl en redigering, met ander woorde. Ons kyk vir spelling en al daai goedjies. En die heel laaste een vir 10 punte, die visuele elemente, kreatiwiteit en so aan. So as jy reg kreatief is met hierdie en op jou eie manier dit laat uitstaan, dan gaan jy 'n goeie punt kry. OK. Dan net om weer alles saam te vat. Die belangrikste van jou advertensie wat jy moet onthou is hierdie beginsel. Die advertensie moet aandag kry sodat dit 'n belangstelling skep by die persone, dat hulle 'n begeerte dan het om oor te gaan in aksie en jou produk of jou diens te koop. Kyk, julle almal gelukkig hiermee, julle verstaan wat julle moet doen vir die assessering. Kan ek 'n thumbs up kry asseblief? 2 almal. Right. Dankie julle, dan kan julle maar aangaan met jou beplanning en